Die lig in die enorme Arotich fabriek buite Pretoria was gevul met die vertroosting van normale bedrywigheid, die ritmiese geluid van masjinerie, die fyn gesuis van ligdrukpype en die geruststellende klank van vooruitgang. Vir Hendrik Venter, die eienaar van een van Suid-Afrika se grootste vervaardigers van vliegtuigonderdele, was hierdie geluide die hartklop van sy sukses. Terwyl hy deur die fabrieksvloer loop, het hy gestop om die werkers te groet, die mense wat sy droom van 'n tegnologies gevorderde maatskappy in die hart van Afrika 'n werklikheid gemaak het. "Goeiemôre, meneer Venter," het verskeie stemme gegroet terwyl hy verbygegaan het, sommige met 'n nuance van ontzag. Hy was 'n indrukwekkende figuur op 60, maar steeds regop en energiek, met 'n skerp grys pak wat sy gesag beklemtoon. Hendrik het glimlaggend teruggeknik, want hierdie plek, hierdie ryk, was syne. Toe hy die hoofbeheerkamer bereik, het hy 'n diep tevrede sug gegee. Van agter die groot glasvensters kon hy die perfekte samewerking van masjiene en mense sien. Hy het hom omgedraai na sy bedryfshoof, Pieter Du Toit, 'n bekwame man in sy middelveertiger jare wat al lank saam met hom was. "Die kwartaallikse syfers lyk uitstekend, Pieter. Die nuwe outomatiseringssysteem in lyn A het ons produktiwiteit met 30% verhoog. Ek dink dis tyd om dit op die ander lyne ook te implementeer." Pieter het instemmend geglimlag. "Absoluut, meneer Venter. Die tegniese span het reeds die bloudrukke vir lyn B voorberei. Ons behoort binne 'n maand gereed te wees om te begin." Hendrik het tevrede geknik en sy oë het na die groot digitale monitore gedwaal wat elke aspek van die fabriek se werking weergegee het. Alles was groen, perfek op spoor. "Hierdie kontrak met die Europese lugvaartmaatskappy gaan ons in die volgende liga plaas, Pieter. Ons moet seker maak dat elke afdeling gereed is vir die verhoogde vraag." "Die span is gereed, meneer Venter," het Pieter verseker, terwyl hy sy tablet oopmaak om Hendrik die opgedateerde projeksies te wys. "Ons het ekstra personeel aangestel en die opleidingsprogramme is reeds aan die gang." Aan die ander kant van die fabriek, in 'n nederige woonbuurt genaamd Mamelodi, het Thabo Motsepe, nagskofwerker by Arotich, sy 12-jarige dogter, Lesedi, se hare gevleg voordat sy skool toe gaan. Hy was 'n enkelhouer sedert sy vrou 3 jaar gelede 'n stryd teen siekte verloor het, en hy het sy bes gedoen om beide rolle te vervul. "Pa, kan ek vanmiddag na skool saam met jou werk toe kom?" het Lesedi gevra, haar groot bruin oë opgewonde. "Ek het my huiswerk klaar en ek hou van die masjiene by jou werk." Thabo het glimlaggend sy dogter se wang aangeraak. "As jy beloof om in die personeelkafeteria te bly en nie in die pad te kom nie, Lesedi. Jy weet dis 'n besige plek." Lesedi het opgewonde geglimlag. "Ek beloof, pa. Ek sal stil wees soos 'n muis. Ek wil net die groot masjiene sien." Thabo het sy dogter se entoesiasme bewonder. Sedert sy heel klein was, het sy 'n natuurlike nuuskierigheid oor hoe dinge werk getoon. Sy het altyd langs hom gesit terwyl hy hul stikkende radio herstel of die yskas reggemaak het, haar oë gefokus op elke beweging van sy hande. Anders as ander kinders van haar ouderdom, het sy nooit belangstelling in speelgoed getoon nie. Sy wou eerder gereedskap en masjiene sien. "Ek weet nie waar jy jou slim brein gekry het nie, my kind," het hy gesê terwyl hy haar skooltasie oorhandig. "Jou ma sou so trots gewees het." Lesedi het haar skouers opgehaal, maar haar oë het die trots in haar pa se stem weerspieël. "Ek luister net goed, pa. Jy sê altyd dat 'n persoon meer kan leer deur te luister as deur te praat." Terug by die fabriek het Hendrik deur sy private kantoor geloop, 'n ruim vertrek met uitsig oor die hele fabrieksgrond. Die mure was versier met toekennings, sertifikate en foto's van Hendrik wat hande skud met verskeie staatshoofde en sakeleiers. Elke item was 'n bewys van sy lewensreis, van 'n ambisieuse jong ingenieur tot 'n industriële titaan. Sy assistent, Amalin Klofie, 'n effektiewe vrou met 'n skerp oog vir detail, het ingestap met 'n stapel dokumente. "Die jaarlikse veiligheidsinspeksie is geskeduleer vir volgende week, meneer Venter," het sy gesê terwyl sy die papiere op sy lesenaar plaas. "En die verteenwoordigers van die Europese lugvaartmaatskappy wil hul besoek aan die fabriek met 'n week vervroeg." Hendrik het 'n oomblik gevoel hoe sy maag draai. Hy was 'n man wat van beplanning en voorspelbaarheid gehou het. "Hoekom die skielike verandering?" "Hulle het nie 'n rede gegee nie, meneer Venter. Maar mevrou Visser van bemarking dink dis dalk 'n toets om te sien hoe aanpasbaar ons is." Hendrik het sy voorkop gevryf en 'n diep asem ingetrek. "Goed dan. Laat almal weet ons moet die voorbereidings versnel. Ek wil nie 'n enkele fout in hierdie aanbieding hê nie, Amale."
Hierdie kontrak is te belangrik. Natuurlik, meneer Venter. Ek sal dadelik die afdelingshoofde inlig. Terwyl Amale die kantoor verlaat, het Hendrik se oë na die foto op sy lesenaar gedwaal, 'n jonger weergawe van homself saam met sy afgestorwe vrou, Elise. Sy was sy rots, sy kompas, die een wat in sy visie geglo het toe niemand anders het nie. Sy dood 5 jaar gelede het 'n leemte gelaat wat hy probeer vul het met nog meer werk, nog meer sukses, asof elke nuwe prestasie 'n eerbetoon aan haar nagedagtenis was. Ons is amper daar, Elise, het hy saggies gefluister na die foto. Die wêreld gaan binnekort die naam Venter ken. Die dag het voortgegaan soos gewoonlik, met Hendrik wat van vergadering na vergadering beweeg het, besig met die eindelose detail van die bestuur van 'n groot maatskappy. Teen middagete het hy teruggekeer na die beheerkamer om 'n vinnige kykie na die produksievlakke te neem, 'n roetine wat hy elke dag gevolg het. Alles lyk goed, meneer Venter, het Pieter gerapporteer, sy gesig ontspanne en vol vertroue. Produksie is 2% bo die teiken vir vandag. Hendrik het instemmend geknik, 'n warm gevoel van trots in sy bors. Dis hoe hy sy besigheid bestuur het, met presisie, aandag aan detail en 'n onwrikbare toewyding aan uitmuntendheid. Sy maatskappy het nooit 'n lewering gemis nie, nooit 'n teiken nie bereik nie. Die rustige atmosfeer in die beheerkamer is skielik onderbreek deur 'n skril alarm. Een van die monitors wat voorheen groen was, het nou in 'n pulserend rooi verander. Wat die duiwel is dit, het Hendrik geëis, sy liggaam onmiddellik styf van spanning. Pieter se vingers het oor die toetsbord gevlieg terwyl hy vinnig deur verskillende skerms genavigeer het. Dis Lynch, het hy gesê, sy stem strak. Die hoofproduksielyn vir die Europese kontrak. Dit wys 'n onmiddellike afname in druk. Hendrik het gevoel hoe sy hart versnel. Los dit, Pieter. Kry die tegniese span daar nou dadelik. Terwyl die alarm voortgegaan het om deur die beheerkamer te weergalm, het Hendrik gevoel hoe sweet op sy voorkop vorm. Lynch was die hart van sy bedrywighede, verantwoordelik vir die vervaardiging van die hoogs gespesialiseerde komponente wat die Europese lugvaartmaatskappy nodig gehad het. As daar 'n probleem was, gaan dit moontlik die besoek volgende week affekteer, het hy gevra, maar in sy hart het hy reeds die antwoord geken. Pieter se stilte was al die bevestiging wat hy nodig gehad het. Die perfekte masjien wat sy fabriek was, het skielik 'n fout ontwikkel en die tydsberekening kon nie slegter gewees het nie. Met 'n gevoel van dreigende onheil het Hendrik na die fabrieksverdieping gestaar, waar werkers reeds rondom die stil lyns versamel het, hul gesigte vol verwarring en bekommernis. Wat hy nie geweet het nie, was dat 'n eenvoudige oplossing reeds op pad was na sy fabriek, in die vorm van 'n 12-jarige dogter met skerp ore en 'n natuurlike gawe vir masjinerie. Teen die tyd dat Lesede by die fabriek aangekom het, was die atmosfeer totaal anders as wat sy gewoond was. Die gewone ritmiese geluide van die masjiene was vervang met 'n gespanne stilte, onderbreek deur die geroep van stemme en die skril klank van 'n alarm wat deur die groot ruimte weergalm het. Sy het haar skooltas stywer teen haar bors gedruk terwyl sy deur die personeeltoegang gestap het, haar nuuskierigheid wat haar vorentoe gedryf het. Die sekuriteitsbeampte, Johan Botha, het haar herken en 'n bekommerde glimlag gegee. "Hi, Lesedi. Jou pa is nog nie hier nie, hy begin eers vanaand sy skof. En dis nie 'n goeie tyd om hier te wees nie, my kind. Daar's groot probleme vandag." Lesedi het haar kop skuins gedraai. "Watter soort probleme, oom Johan? Is die masjiene stikkend?" Johan het gesig en sy kop stadig geskud. "Iets soos dit, ja." Lynch het heeltemal opgehou werk. Meneer Venter het al die ingenieurs ingeroep om te help, maar tot dusver kon niemand die probleem oplos nie. Lesedi se oë het groot geword. Sy het soveel stories van haar pa gehoor oor hoe belangrik Lynch was, die juweel van die fabriek, het hy dit genoem. "Kan ek in die kafeteria wag, asseblief? Ek sal stil wees." Johan het getwyfel, maar hy kon nie die kind wegstuur nie. Tabo was 'n gewaardeerde werker, en almal het geweet dat Lesedi dikwels na skool hier gewag het. "Goed dan, maar bly in die kafeteria. Die baas is vandag op hul senuwees." Terwyl Lesedi na die kafeteria gestap het, kon sy die ongewone bedrywigheid om haar sien. Mense in formele klere en wit laboratoriumjasse het deur die gange gehardloop, sommige met tablette en skootrekenaars in hul hande, hul gesigte strak van bekommernis. In die beheerkamer het Hendrik Venter sy hande deur sy netjiese grys hare getrek, 'n gebaar van frustrasie wat hy selde toegelaat het om sigbaar te wees.
Langs hom het Pieter du Toit 'n span ingenieurs toegespreek, hul stemme laag en dringend. $2 miljoen per dag, het Hendrik met 'n gespanne stem gesê. Dit is wat hierdie onderbreking ons kos. Elke uur wat lyn stil staan, verloor ons meer as $80,000. Die Europese verteenwoordigers is op pad. Hoe gaan ek verduidelik dat ons belangrikste produksielyn buite werking is? Ons verstaan die erns van die situasie, meneer Venter, het 'n ouer ingenieur, ter Willem Pretorius, gesê. Ons het die diagnoseprogram 3 keer laat loop. Al die lesings wys normaal, maar om die een of ander rede reageer die sisteem asof daar 'n kritieke fout is. As die lesings normaal is, hoekom werk die lyn dan nie? Het Hendrik uitgebars, sy geduld wat vinnig besig was om te verdwyn. 'n Jonger ingenieur, Nomsa Kimalo, het na vore getree. Ons vermoed dis 'n anomalie in die ligdrukstelsel, meneer Venter. Die sensors wys normale lesings, maar daar moet iets wees wat die veiligheidsprotokolle aktiveer. Hendrik het diep asem gehaal, probeer om sy frustrasie te beheer. Kry wie ook al julle nodig het. Spaar geen onkoste nie. Ek wil eksterne konsultante, spesialiste, roep selfs die vervaardigers van die toerusting as dit nodig is. Hierdie lyn moet teen môreoggend weer in werking wees. Terwyl die span ingenieurs vinnig uit die kamer gestap het, hul gesprekke reeds gefokus op diagnostiese strategieë, het Hendrik by die venster gaan staan. Van daar kon hy die stil lyn sien, 'n spookagtige gesig in die andersins besige fabriek. Die werkers wat gewoonlik by daardie stasies besig was, het nou rondom die area gestaan, hulpeloos en onseker. Ons sal dit oplos, Hendrik, het Pieter probeer verseker, maar selfs in sy stem was daar 'n sweempie van twyfel. Ons het nie 'n keuse nie, het Hendrik geantwoord, sy oë steeds op die fabrieksverdieping gefokus. Hierdie kontrak is ons toekoms, Pieter. As ons nie kan bewys dat ons betroubaar is nie. Hy het nie die sin voltooi nie. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Beide mans het verstaan wat op die spel was. In die kafeteria het Lesire haar huiswerk uitgehaal, maar sy kon nie konsentreer nie. Die gespanne atmosfeer van die fabriek het tot in hierdie ruimte deurdring. Die gewone gelag en gesels van werkers tydens hul ruspauses was vervang met sagte, bekommerde stemme. Hoe lank dink jy sal dit neem, het een vrou 'n ander gevra. Wie weet? Ek hoor hulle het al elke toets gedoen wat hulle kan dink. As hulle dit nie kan regmaak nie. Moenie eens daaraan dink nie, het die eerste vrou geantwoord. Ons almal het hierdie werk nodig. Lesire het haar potlood neergesit, haar nuuskierigheid wat die oorhand gekry het oor haar belofte om stil in die kafeteria te bly. Sy het stadig opgestaan en na die deur beweeg, haar bewegings doelbewus om nie aandag te trek nie. Die gange was minder besig nou met die meeste personeel wat by hul werkstasies was by die krisisvergadering. Lesire het versigtig in die rigting van die fabrieksverdieping beweeg, aangetrek na die plek waar al die opwinding was. Sy het dikwels genoeg saam met haar pa hier rondgeloop om die uitleg van die fabriek te ken, en sy het geweet watter roete om te neem om by lyns uit te kom sonder om deur die hoofgange te gaan. Terwyl sy die groot deur na die fabrieksverdieping oopgestoot het, het die volle impak van die stilte haar getref. Die gewoonlik besige lyn, 'n indrukwekkende samestelling van robotiese arms, vervoerbande en presisie-instrumente, was nou heeltemal bewegingloos. Die rooi ligte bo aan die stasies het geklipoog, 'n konstante herinnering aan die krisis. Werkers het in klein groepies gestaan, hul stemme laag terwyl hulle teorieë uitgeruil het oor wat verkeerd gegaan het. Ingenieurs in wit jasse het heen en weer beweeg, sommige met gesigte wat strak was van frustrasie, ander met uitdrukkings van totale verwarring. Lesire het haar teen 'n muur gedruk, probeer om nie gesien te word nie. Haar oor het oor die stil masjinerie gedwaal, en sy het begin om na die geluide te luister. Haar pa het haar geleer dat masjiene met jou praat as jy weet hoe om te luister, dat selfs wanneer hulle stil is, hulle stories vertel deur die echos wat hulle agterlaat. By die ingangspunt van lyns het 'n groep ingenieurs en tegniese spesialiste rondom 'n oopgemaakte beheerpaneel gestaan. Lesire het nader gesluip, haar klein figuur maklik om ongesiens tussen die besige volwassenes deur te beweeg. Die druklesings is normaal, het 'n vroulike ingenieur gesê, haar vinger wat na 'n stel getalle op 'n skerm gewys het. Maar daar's iets wat die veiligheidsprotokolle aktiveer. Miskien is dit 'n sagteware fout, het 'n manlike kollega voorgestel. Dalk 'n korrupte kode in die beheersisteem. Ons het die sagteware 2 keer herlaai, het 'n derde persoon geantwoord. Dit is definitief 'n hardware probleem, maar die diagnostiek kan dit nie opspoor nie. Lesire het haar kop skuins gedraai, haar ore gespits.
Daar was iets. 'n Subtiele klank wat nie heeltemal reg geklink het nie. Sy het haar oë gesluit en gefokus, die tegniek gebruik wat haar pa haar geleer het wanneer hulle saam na die ou radio in hul huis geluister het vir vals note in die klank. Die volwassenes het voortgegaan met hul bespreking, onbewus van die jong waarnemer. Buite die fabriek het die son begin sak, die skaduwees wat langer geword het oor die stil masjinerie. In die konferensiekamer het Hendrik 'n noodvergadering met sy uitvoerende span byeengeroep. Die atmosfeer was gespanne met senior bestuurders wat ongemaklik in hul stoele rondgeskuif het, terwyl hulle die volle impak van die situasie probeer begryp het. Die eksterne konsultante sal binne 'n uur hier wees, het Amale gerapporteer, haar gewoonlik kalm stem wat nou 'n tikkie angstigheid getoon het. Hulle vlieg in van Johannesburg. 'n uur, het Hendrik herhaal, die woord wat swaar in die lug gehang het. Nog $80,000 verlore. Die goeie nuus is dat ons genoeg voorraad het om ons bestaande bestellings vir die volgende 3 dae te dek, het die logistieke bestuurder, Jacques Fourie, aangebied. Maar daarna. 3 dae, het Hendrik gesê, sy stem nou sag maar intens. Ons het 3 dae voordat ons begin om kliënte teleur te stel. 3 dae voordat hierdie probleem van 'n interne krisis na 'n openbare ramp verander. Die kamer het stil geword, die erns van die situasie wat swaar op almal se skouers gerus het. Wat van die werkers op lyn sê, het iemand gevra. Stuur hulle huis toe met volle betaling, het Hendrik onmiddellik geantwoord. Dit is nie hulle skuld nie, en ons het hul lojaliteit nodig wanneer ons hierdie reg kry. Almal het instemmend geknik, verras, maar dankbaar vir hul werkgewer se onverwagse medelee. Goed dan, het Hendrik gesê terwyl hy opstaan, sy gestalte wat regop was ondanks die gewig van die krisis. Laat ons hierdie probleem oplos. Elke minuut tel. Terwyl die uitvoerende span uit die konferensiekamer gestroom het, het Hendrik vir 'n oomblik gehuiwer, sy hand wat onbewustelik na die foto van sy vrou in sy sak gegryp het. Nie nou nie, Elise, het hy gefluister. Ons kan nie nou val nie. Terug op die fabrieksverdieping het Leslie stilletjies van een skaduwee na die volgende beweeg, haar ore steeds ingestel op die vreemde geluid wat sy vroeër gehoor het. Sy het uiteindelik naby 'n groot paneelmuur gestop, haar kop wat nader aan die metaalpaneel geleun het. Daar was dit weer 'n sagte, amper onhoorbare fluit wat nie deel was van die normale geluide van die fabriek nie. Haar hart het vinniger begin klop met opwinding. Sy het geweet wat daardie tipe klank beteken. Haar pa het dit verduidelik toe hulle die ou stofsuier by die huis reggemaak het. Dit was die klank van lig wat deur 'n baie klein opening gedwing word, iets wat nie veronderstel was om daar te wees nie. Sy het rondgekyk, op soek na iemand om te vertel, maar al die volwassenes was besig met hul eie dringende gesprekke. Niemand sou na 'n 12-jarige meisie luister nie, het sy gedink. Nie tensy sy presies kon wys wat sy gehoor het nie. Met 'n diep asemteug het Leslie besluit om verder te ondersoek, onbewus dat haar nuuskierigheid op die punt was om die lot van 'n hele maatskappy te verander. Die eksterne konsultante het aangekom in 'n vlaag van belangrikheid, hul dierpakke en selfversekerde houdings 'n skerp kontras met die gespanne, moe ingenieurs van Arotich. Daar was 3 van hulle, der Francois Marais van die Johannesburgse Instituut vir Gevorderde Ingenieurswese, Sophia Naidoo, 'n spesialis in outomatiseringsstelsels, en Dan Steyn, 'n oud-werknemer van die maatskappy wat die masjinerie vervaardig het. Hendrik het hulle in die konferensiekamer ontmoet, sy gesig strak maar beheerst. Dankie dat julle so vinnig kon kom, soos julle weet, staar ons 'n kritieke situasie in die gesig. Lynch, ons hoofproduksielyn, is sedert hierdie oggend buite werking. Der Marais het sy bril reggetrek en na die tegniese spesifikasies gekyk wat Pieter aan hom oorhandig het. Ek sien julle het reeds die standaard diagnostiese prosedures uitgevoer. En die lesings wys alles is normaal. Presies, het Pieter bevestig. Dit is hoekom ons julle hulp nodig het. Die sisteem gedra homself asof daar 'n ernstige fout is, maar ons kan niks vind nie. Sophia het stadig deur die data op haar tablet geblaai. Het julle die outomatiese veiligheidsprotokolle probeer oorskryf? Willem Pretorius, die senior ingenieur, het sy kop geskud. Dis te riskant. As daar wel 'n fout is wat ons nie kan opspoor nie, kan 'n oorskrywing tot katastrofiese skade lei. Dan moet ons die fout vind, het Dan Steyn gesê, sy stem wat die autoriteit van jarelange ervaring gedra het. Kom ons gaan na die fabrieksverdieping en kyk met ons eie oë. Terwyl die groep na die fabrieksverdieping beweeg het, het Leslie aan die ander kant van die fabriek steeds by die paneelmuur gestaan.
Sy het haar hand liggies teen die metaal geplaas, haar vingers wat die vibrasies gevoel het. Die abnormale geluid was nou duideliker vir haar, 'n sagte, konstante fluit wat amper onhoorbaar was onder die alarmgeluide en die stemme van die werkers. Haar nuuskierigheid het die oorhand gekry en sy het begin om die paneel van naderby te ondersoek. Dit was een van die beskermende omhulsels wat die kleiner komponente van die lugdrukstelsel bedek het. Haar pa het haar eendag vertel dat hierdie panele verwyder kon word vir onderhoud, maar dat dit gewoonlik net gedoen word tydens geskeduleerde instandhouding. Met versigtige vingers het sy die rande van die paneel verken, op soek na die ontgrendelingsmeganisme wat haar pa beskryf het. Na 'n paar oomblikke het haar vingers 'n klein hefboom gevind en met 'n sagte klik het die paneel effens losgeraak. "Wat dink jy doen jy?" Die skerp stem het Lesire laat vries. Sy het stadig omgedraai en 'n streng uitsiende vrou in 'n wit laboratoriumjas gesien. Dit was Nomsa Khumalo, een van die ingenieurs wat vroeër die situasie bespreek het. Ek's jammer, het Lesire gestotter, skielik bewus van hoe dit moes lyk, 'n kind wat met kritieke toerusting peter tydens 'n noodsituasie. "Ek het net 'n vreemde geluid gehoor en ek het gedink. Jy mag nie hier wees nie," het Nomsa gesê, haar stem wat sagter geword het toe sy besef het hoe jonk Lesire was. "Hierdie is 'n beperkte area, veral nou." "Ek weet, maar kom, ek gaan jou terugvat na die kafeteria." Nomsa het Lesire se arm liggies vasgevat, maar die meisie het nie beweeg nie. "Asseblief, luister net vir 'n oomblik," het Lesire gepleit. "Daar's 'n geluid hier by hierdie paneel. Dis nie veronderstel om so te klink nie." Nomsa het op die punt gestaan om die kind se versoek af te wys toe Hendrik Venter en die groep konsultante om die hoek verskyn het. Haar gesig het verstaar, duidelik ongemaklik dat sy gevang is terwyl sy met 'n kind praat in plaas van om aan die probleem te werk. "Wat gaan hier aan, Nomsa?" het Hendrik gevra, sy oë wat vinnig tussen die ingenieur en die jong meisie beweeg het. "Ek's jammer, meneer Venter. Ek het hierdie kind in 'n beperkte area gevind. Ek was op die punt om haar terug te neem na die kafeteria." Hendrik se oë het vernou toe hy na Lesire gekyk het. "Wie is jy? Hoe het jy hierdie area binnegekom?" Lesire het regop gestaan, haar vrees wat plek gemaak het vir vasberadenheid. "My naam is Lesire Motsepe. My pa is Thabo Motsepe, hy werk op die nagskof. Ek wag gewoonlik vir hom in die kafeteria na skool." "Dit verduidelik nie waarom jy hier is nie," het Hendrik gesê, sy stem streng, maar nie wreed nie. Hy het respek vir sy werkers gehad, en hy het geweet wie Thabo was, 'n betroubare werker wat nooit probleme veroorsaak het nie. "Ek het 'n vreemde geluid gehoor," het Lesire vinnig gesê, bewus dat dit dalk haar enigste kans was om gehoor te word. "By hierdie paneel. Dis nie 'n normale geluid nie, dis soos lig wat deur 'n klein gaatjie ontsnap." Daar was 'n oomblik van stilte en toe het Marais, die konsultant, ongemaklik gelag. "Meneer Venter, miskien moet ons voortgaan met ons ondersoek. Ons tyd is kosbaar." Hendrik het geknik, gereed om die kind se beweringe af te skryf toe Dan Steyn, die oudste van die konsultante, sy hand opgehou het. "Wag," het hy gesê, sy oë wat op Lesire gefokus was. "Laat ons hoor wat die meisie te sê het." Lesire het dankbaar na die ouer man gekyk en voortgegaan. "My pa het my geleer dat masjiene met jou praat as jy weet hoe om te luister. Daar's 'n geluid wat uit hierdie paneel kom wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Dis 'n fluitgeluid, baie sag, maar dis daar." Dan het nader gestap en by Lesire gehurk. "Wys my waar, jong dame." Met nuwe selfvertroue het Lesire na die paneel gewys. "Hier. As jy jou oor naby hou, kan jy dit hoor." Die ouer ingenieur het sy kop nader aan die paneel gebring, sy oë wat gesluit het in konsentrasie. Na 'n lang oomblik het hy stadig regop gestaan, sy gesig ernstig. "Die kind is reg," het hy gesê, sy woorde wat die groep stil gemaak het. "Daar's 'n subtiele fluitgeluid. Dis amper onmoontlik om te hoor met al die ander geluide in die fabriek, maar dis definitief daar." Hendrik het 'n diep frons getrek, sy oë wat tussen die meisie en die konsultant beweeg het. "Wat beteken dit?" "Dit beteken ons moet hierdie paneel verwyder," het Dan geantwoord, sy vingers wat reeds die ontgrendelingsmeganisme geaktiveer het. "Daar's iets agter hierdie paneel wat die probleem veroorsaak." Die span het rondom die paneel versamel terwyl Dan dit versigtig verwyder het. Agter die beskermende omhulsel was 'n komplekse netwerk van pype en kleppe, 'n sekondêre deel van die lugdrukstelsel wat die hoofproduksie lyn beheer het.
Dan het stadig sy hand deur die komponente beweeg, sy ervare vingers wat elke pyp en klep getoets het. Uiteindelik het hy gestop by 'n klein, amper onsigbare sekondêre klep. Hier, het hy gesê, sy stem sag met 'n mengsel van verwondering en respek. Luister. Almal het stil geword, en toe kon hulle dit hoor, die sagte fluitgeluid wat duideliker was nou dat die paneel verwyder was. Hendrik het vorentoe geleun, sy frustrasie wat plek gemaak het vir intense nuuskierigheid. Kan jy sien wat die probleem is? Dan het sy kop geskit en 'n klein flitslig uit sy sak gehaal. Hy het die lig in die ruimte geskyn, sy oë wat gesoek het na enige sigbare defek. Na 'n lang oomblik het sy gesig verhelder. Daar, het hy gesê, die lig wat op 'n spesifieke punt gefokus het. Daar's iets wat hierdie klep blokkeer. Met 'n fyn tang wat iemand aan hom oorhandig het Dan versigtig in die beperkte ruimte gewerk. Na 'n paar gespanne oomblikke het hy die tang teruggetrek en tussen die tange was 'n klein, glimmende metaalfragment. Wat op aarde, het Pieter uitgeroep, sy oë wat groot was van verbasing. Dan het die fragment na die lig gedraai, sy oë wat dit noukeurig bestudeer het. Dis 'n metaalsplinter, waarskynlik 'n oorblyfsel van die laaste onderhoud. Dis so klein dat dit deur die maasfilters gegaan het, maar groot genoeg om in hierdie sekondêre klep vas te steek. En dit het die hele produksielyn laat stop, het Hendrik gevra, sy stem ongelowig. Presies, het Dan bevestig. Hierdie klein klep reguleer die ligdruk na die hoofklepe. Met hierdie splinter wat gedeeltelike obstruksie veroorsaak het, was die druk net buite die veilige perke genoeg om die veiligheidsprotokolle te aktiveer, maar nie genoeg om in die hoofmonitors op te tel nie. Daar was 'n oomblik van totale stilte terwyl die implikasies tot almal deurgedring het. Die probleem wat die hele fabriek tot stilstand gebring het, wat $1 miljoen per dag gekos het, wat 'n span top-ingenieurs verbuister het, was opgelos deur die skerp ore van 'n 12-jarige meisie. Hendrik het stadig na Lesede gedraai, sy gesig 'n mengsel van verbasing en ongeloof. Jy het hierdie gehoor. Hierdie spesifieke geluid, wat almal van ons gemis het. Lesede het effens ongemaklik haar skouers opgehaal, skielik skaam met al die aandag. Dis net my pa het my geleer om na die verskillende geluide te luister wat masjiene maak. Hy sê dis hoe jy weet wanneer iets verkeerd is, deur die verandering in die klank op te let. Merkwaardig, het Hendrik gesê, sy oë wat die klein figuur voor hom met nuwe respek beskou het. Gaan dit nou werk, het Lesede gevra, haar oë hoopvol. Daar's net een manier om uit te vind, het Dan gesê met 'n glimlag. Hy het na Pieter geknik, wat vinnig na die beheerpaneel gestap het. Die spanning in die lug was tasbaar terwyl Pieter die heriniasieproses begin het. Daar was 'n oomblik van stilte en toe het die masjinerie stadig tot lewe begin kom, eers met 'n sagte gons, toe met die vertroosting van normale operasionele geluide en uiteindelik met die volle simfonie van 'n perfek funksionerende produksielyn. 'n Spontane gejuig het van die werkers opgegaan. Die rooi waarskuwingsligte het verander na groen en die atmosfeer in die fabriek het skielik van stres na verligting verskuif. 15 minute, het Hendrik saggies gesê, sy oë wat op die nou funksionerende lyn gefokus was. Dit het 15 minute geneem om die splinter te verwyder. Na ure se diagnostiek en $1000 se konsultasiegelde. Hy het omgedraai na waar Lesede gestaan het, effens weg van die groep volwassenes, haar gesig wat gloei met stille trots. Jy het iets gehoor wat niemand anders kon hoor nie, het hy gesê, sy stem wat 'n nuwe toon van respek gedraai het. Jou pa het jou goed geleer. Lesede se oë het opgehelder by die melding van haar pa. Hy sê altyd dat ek spesiale ore het. Dat ek geluide kan hoor wat ander mense mis. Hendrik het vir 'n lang oomblik na die jong meisie gestaar, 'n gedagte wat stadig in sy kop begin vorm het. Dan het hy omgedraai na sy span. Goed, almal. Laat ons dinge weer aan die gang kry. Ons het waardevolle tyd verloor, en ons moet dit inhaal. Terwyl die span vinnig begin het om die produksielyn weer op volle kapasiteit te kry, het Hendrik 'n oomblik geneem om weer na Lesede te kyk. Daar was iets buitengewoons aan hierdie kind, natuurlike aanleg wat geen hoeveelheid formele opleiding kon leer nie. Kom saam met my asseblief, het hy gesê, sy stem sag maar ferm. Lesede het huiwerig na die miljonair gekyk, onseker of sy in die moeilikheid was. Tog was daar iets in sy oë, 'n nuwe sagtheid, nuuskierigheid wat nie vroeër daar was nie. Asseblief, het hy weer gesê, hierdie keer met 'n klein glimlag. Ek dink jy en ek het 'n paar dinge om oor te praat.
Met 'n mengsel van vrees en opwinding het Lesedi agter Hendrik Venter aangestap, onbewus dat hierdie eenvoudige daad, die oplet van 'n subtiele geluid wat niemand anders kon hoor nie, op die punt was om die koers van haar lewe vir altyd te verander. Hendrik het Lesedi na sy kantoor gelei, 'n ruimte wat so groot was soos haar hele huis. Sy het met groot oë na die indrukwekkende uitsig oor die fabrieksvloer gekyk, na die glimmende toekennings wat die mure versier het, en na die enorme mahoniehoutlesenaar wat die middelpunt van die vertrek was. "Sit asseblief," het Hendrik gesê terwyl hy na een van die leergemonteerde stoele voor sy lesenaar gewys het. Lesedi het versigtig op die rand van die stoel gaan sit, haar hande wat ongemaklik in haar skoot gevou was. Die kontras tussen haar eenvoudige skooluniform en die luukse kantoor kon nie groter gewees het nie. "Wil jy iets drink? Water? Koeldrank miskien?" het Hendrik gevra, sy stemtoon nou heeltemal anders as die gespanne, gefrustreerde man wat vroeër bevele uitgeskree het. "Water asseblief," het Lesedi sag geantwoord. Hendrik het na 'n klein yskas in die hoek van die kantoor gestap en 'n bottel water uitgehaal. Terwyl hy dit aan haar oorhandig het, het hy haar van nader bestudeer. Sy was klein vir haar ouderdom, met helder, intelligente oë en 'n waardigheid wat seldsaam was vir iemand so jonk. "Jou pa is Dabo Motsepe," het jy gesê, het hy gevra terwyl hy agter sy lesenaar gaan sit het. Lesedi het geknik terwyl sy 'n sluk water geneem het. "Ja, meneer. Hy werk al 6 jaar hier." Hendrik het stadig geknik. "Hy's 'n goeie werker. Betroubaar. Ek het sy naam al op verskeie verslae gesien." 'n Stilte het tussen hulle geval, nie heeltemal ongemaklik nie, maar swaar met onuitgesproke vrae. Uiteindelik het Hendrik vorentoe geleun, sy hande wat voor hom op die lesenaar gevou was. "Wat jy vandag gedoen het, Lesedi, was buitengewoon. Jy het iets gehoor wat 'n hele span ingenieurs met gevorderde grade en jare se ervaring gemis het." Lesedi het skaam na haar hande gekyk. "Ek luister net, meneer. My pa sê altyd dat mense te veel praat en te min luister." 'n Glimlag het oor Hendrik se gesig gespoel. "Jou pa klink soos 'n wyse man. Vertel my, het jy altyd hierdie talent gehad? Om geluide op te tel wat ander mense mis?" Lesedi het haar skouers opgehaal. "Ek weet nie of dis 'n talent nie, meneer. Dis net iets wat ek altyd kon doen. My pa sê ek kon al vreemde geluide in ons yskas hoor toe ek 4 jaar oud was, en hy moes die motor verskeie kere regmaak nadat ek vir hom gesê het dat dit nie reg klink nie." Hendrik het sy vingers teen mekaar getik, diep in gedagte. "En jy hou van masjiene? Jy verstaan hoe hulle werk?" "Ek probeer verstaan," het Lesedi geantwoord, haar stem wat 'n bietjie sterker geword het terwyl sy oor iets gepraat het wat haar passie was. "My pa verduidelik altyd vir my hoe dinge werk. Hy laat my soms help wanneer hy dinge by die huis regmaak. Ek hou daarvan om te sien hoe al die verskillende parte saamwerk." Hendrik het opgekyk na 'n klop aan die deur. Dit was Amale, sy assistent. "Verskoon my, meneer Venter, maar die verteenwoordigers van die Europese lugvaartmaatskappy is aan die lyn. Hulle wil weet of daar enige probleme is wat hul besoek sal affekteer." Hendrik het glimlaggend sy kop geskud. "Sê vir hulle dat alles perfek in orde is. Ons verwag hulle steeds volgende week." Amale het geknik en die deur agter haar toegemaak. "Jy het my maatskappy miljoene gered vandag, weet jy," het Hendrik gesê terwyl hy sy aandag terug na Lesedi gedraai het. "Nie net die verlore produksie nie, maar ook ons reputasie, ons kontrak met die Europeërs. Dit alles was op die spel." Lesedi het haar kop skuins gedraai. "Ek's bly ek kon help, meneer. My pa is baie trots op sy werk hier. Hy sê altyd Arotech is die beste maatskappy om voor te werk." Hendrik het onwillekeurig geglimlag by die eenvoudige eerlikheid in haar woorde. Vir 'n oomblik het hy gewonder wanneer hy laas so 'n direkte kompliment ontvang het, een sonder enige versteekte agenda of vleiery. "Wat wil jy eendag word, Lesedi?" het hy skielik gevra. Die vraag het haar verras, maar haar antwoord was vinnig en seker. "Ek wil 'n ingenieur word, meneer. Ek wil dinge bou en regmaak." "En waar gaan jy skool?" "Mamelodi Hoërskool, meneer." Hendrik het genikst, bewus van die beperkings van die openbare skool in die werkersklas woonbuurt. Dit was 'n goeie skool vir wat dit was, maar dit het nouliks die hulpbronne gehad om 'n talent soos Lesedi se te koester. "En hoe doen jy in jou studies?" Lesedi se oë het vir 'n oomblik na die vloer gedwaal. "Ek doen goed in wetenskap en wiskunde, meneer. Ek kry meestal A's."
Maar soms is dit moeilik. Moeilik. Ons het nie altyd al die boeke wat ons nodig het nie, het sy sag gesê. En die rekenaarlaboratorium werk nie altyd nie. Maar my onderwysers probeer hul bes. Hendrik het stadig opgestaan en na die venster gestap. Van sy kantoor kon hy die hele fabriek sien, sy lewenswerk, sy nalatenskap. Hy het omgedraai om weer na Lesedi te kyk, hierdie merkwaardige jong meisie met 'n gawe wat so onverwags sy pad gekruis het. 'n Besondere idee het in sy gedagtes begin vorm, iets wat sowel 'n sakebesluit as 'n morele een was. Hy het die klein metaalsplinter in sy sak gevoel, die splinter wat Daan aan hom gegee het as 'n herinnering aan een van die vreemdste dae in sy loopbaan. Lesedi, het hy gesê, sy stem wat nou meer formeel was. Ek wil jou 'n voorstel maak. Jy het vandag iets getoon wat uiters seldsaam is, natuurlike aanvoeling vir masjinerie, intuïtiewe begrip wat nie in enige handboek geleer kan word nie. Lesedi het regop gesit, haar oë groot. Ek wil vir jou 'n beurs aanbied, het Hendrik voortgegaan. Volle betaling vir jou om na St.Catharinus te gaan. Dis 'n privaat skool hier in Pretoria met uitstekende wetenskaps- en ingenieursprogramme. Die beurs sal jou skoolfooi, boeke, uniform en enige ekstra kursusse of programme wat jy nodig het, dekkie. Lesedi se mond het oopgeval. St.Catharinus was een van die mees gerespekteerde skole in die land, 'n plek waarvan sy net kon droom. Maar hoekom, het sy gefluister. Hendrik het 'n oomblik stil gebly, die vraag wat dieper was as wat die jong meisie besef het. Hoekom inderdaad? Was dit dankbaarheid vir wat sy gedoen het? 'n Besigheidsbesluit om 'n buitengewone talent te koester? Of was dit iets meer 'n besef dat meriete en intelligensie nie beperk is tot diegene met voorregte nie? Omdat talent soos joune die geleentheid verdien om te groei, het hy uiteindelik gesê. En omdat ROTH die soort mense nodig het wat kan hoor wat ander nie kan nie. Lesedi het haar lippe saamgepers, duidelik oorweldig deur die aanbod. Ek moet met my pa praat, het sy sag gesê. Natuurlik, het Hendrik geantwoord. Maar dit gaan verder as net die skool, Lesedi. Ek wil ook jou pa 'n nuwe posisie aanbied, as toesighouer in die instandhoudingsafdeling. Sy praktiese ervaring gekombineer met sy vermoë om jou sulke waardevolle vaardighede te leer, wel, dit lyk of ons hom onderskat het. Lesedi se oë het nou geglinster met trane wat sy vasberade probeer het om terug te hou. Haar pa as toesighouer, dit sou wel lewens verander. Geen meer bekommernis oor betaling van rekeninge nie, geen meer tweedehandse skoolklere nie. Daar's nog iets, het Hendrik bygevoeg, sy stem sagter. Ek wil hê jy moet 2 middae per week na skool hier by die fabriek kom, ons sal 'n mentorskapprogram vir jou skep, waar jy kan leer van ons beste ingenieurs, waar jy jou gawe kan ontwikkel. 'n Klop aan die deur het hulle gesprek onderbreek. Dit was Pieter, sy gesig nou ontspanne en opgewek. Meneer Venter, lyn geloop teen 100% kapasiteit. Die ingenieurs het die lyn nagegaan en dit werk perfek. Geen residuele probleme nie. Uitstekend, het Hendrik gesê. En die konsultante. Marais en sy span is besig om te vertrek. Hulle was wel ietwat verleë dat 'n kind die probleem opgelos het. Hendrik het geglimlag en na Lesedi gekyk. Nie sommer enige kind nie. Terwyl Pieter die kantoor verlaat het, het Hendrik weer op sy stoel gaan sit en 'n oomblik geneem om sy gedagtes te orden. Wat hy op die punt was om te doen, was nie net 'n saketransaksie nie, dit was die soort besluit wat lewens kon verander. Daar's nog een ding wat ek wil voorstel, het hy gesê, sy stem ernstig. Ek wil jou metode vir die identifisering van meganiese foute implementeer as deel van ons standaard instandhoudingsprotokolle. Lesedi het hom verward aangekyk. My metode. Jou luistermetode, het Hendrik verduidelik. Die manier waarop jy klein veranderinge in klank kan optel wat op probleme dui voordat hulle ernstig word. Ek wil hê jy moet met ons ingenieurs werk om hierdie benadering te dokumenteer, sodat ons dit aan ons tegnisi kan leer. Lesedi het haar oë wyd oopgemaak. Maar dis nie regtig 'n metode nie, meneer. Dis net luister. Hendrik het sy kop geskud. Dis meer as dit, Lesedi. Dis 'n vorm van data-analise wat ons formele stelsels aanvul. Wat jy instinktief doen, kan ons ander leer om bewustelik te doen. Dit kan 'n revolusie in ons voorkomende instandhoudingsstelsel veroorsaak. Die gesprek is onderbreek deur nog 'n klop aan die deur. Hierdie keer was dit Johan, die sekuriteitsbeampte. Verskoon my, meneer Venter, maar meneer Motsepe is hier.
Hy het pas vir sy skof aangekom en gehoor wat gebeur het. Hy is baie bekommerd oor sy dogter. Hendrik het opgestaan. Bring hom in asseblief, Johan. Oomblikke later het Thabo Motsepe die kantoor binnengestap, sy gesig gespanne met bekommernis. Hy was steeds in sy daaglikse klere, het duidelik nie eens tyd geneem om in sy werksuniform te verander nie. Leslie, het hy uitgeroep toe hy sy dogter gesien het. Pa. Leslie het opgespring en na haar pa gehardloop, wat haar in 'n stywe omhelsing vasgehou het. Ek het gehoor wat gebeur het hy gesê, haar op armslengte vasgehou om haar aangesig te ondersoek. Is jy okay? Jy was veronderstel om in die kafeteria te bly. Ek's okay, pa, het Leslie geantwoord. Ek het net 'n vreemde geluid gehoor en ek wou kyk wat dit was. Thabo het opgekyk en skielik besef dat hy in die kantoor van die eienaar van die maatskappy was. Hy het vinnig regop gestaan, sy houding wat onmiddellik formeel geword het. Meneer Venter, ek's baie jammer as my dogter enige probleme veroorsaak het. Hendrik het sy kop geskit en om sy lesenaar gestap. Meneer Motsepe, u dogter het nie probleme veroorsaak nie. Inteendeel, sy het 'n probleem opgelos wat my hele tegniese span verbuister het. Hy het sy hand uitgesteek. Ek's in u skuld. Thabo het Hendrik se hand versigtig geskit, sy gesig wat ongeloof weerspieël het. Ek verstaan nie. U dogter het 'n probleem in lyns geïdentifiseer wat ons miljoene gekos het. Haar merkwaardige gehoor het haar toegelaat om 'n subtiele abnormaliteit op te tel wat niemand anders kon hoor nie. Thabo se gesig het verander van verwarring na trots terwyl hy na sy dogter gekyk het. Haar ore, het hy sag gesê. Sy het altyd spesiale ore gehad. Inderdaad, het Hendrik beaam. En ek het pas vir Leslie 'n aanbod gemaak wat ek graag met u wil bespreek. Terwyl Hendrik die besonderhede van sy voorstel aan Thabo verduidelik het, die beurs, die nuwe posisie, die mentorskapprogram, het hy die geleidelike transformasie in die man se gesig dopgehou. Die aanvanklike skok het plek gemaak vir versigtige hoop en uiteindelik vir 'n diep, stil dankbaarheid. Dit is baie vrygewig, meneer Venter, het Thabo uiteindelik gesê, sy stem is met emosie. Dis nie vrygewing nie, meneer Motsepe, het Hendrik geantwoord. Dis 'n belegging in 'n buitengewone talent en in die toekoms van my maatskappy. Thabo het stadig geknik, sy arm wat beskermend om sy dogter se skouers gevou was. Ons sal u aanbod met groot dankbaarheid aanvaar. Die warm glimlag wat oor Leslie se gesig gespoel het, was meer belonend as enige sakekontrak wat Hendrik ooit gesluit het. Vir die eerste keer in 'n lang tyd het hy gevoel dat hy iets gedoen het wat verder gegaan het as wins en verliese, iets wat 'n werklike verskil in iemand se lewe sou maak. 6 maande later het Leslie voor die indrukwekkende sandsteengebou van St. Catharines privaat skool gestaan, haar nuwe uniform netjies en ongekrekel, haar skooltas gevul met boeke van die hoogste gehalte. Die herfson het warm op haar gesig geskyn, maar dit was die hitte van opwinding in haar bors wat haar wange laat gloei het. Is jy gereed, het Thabo gevra waar hy langs haar gestaan het, sy nuwe posisie as toesighouer duidelik in sy selfversekerde houding en die kwaliteit van sy klere. Leslie het diep asem gehaal en geknik. Die afgelope 6 maande was 'n warrelwind van verandering. Hul beskeidende huis in Mamelodi was vervang met 'n ruim tuinhuis in 'n veilige buurt nader aan die skool. Haar pa se bevordering het hom nie net 'n beter salaris gebring nie, maar ook 'n nuwe status in die fabriek. Ander werkers het nou na hom opgesien vir leiding en kennis. En vir Leslie self was daar soveel veranderinge dat sy soms gewonder het of sy droom. Die toelatingstoetse by St. Catharines, die sessies met tutors om haar gereed te maak, die nuwe rekenaar en boeke, alles het so vinnig gebeur dat sy skaars tyd gehad het om dit alles in te neem. Kom ons gaan binne, het Thabo gesê, sy hand bemoedigend op haar skouer. Terwyl hulle die indrukwekkende ingangsportaal binnestap, het Leslie probeer om haar verwondering te verberg. Die skool was so verskillend van haar vorige een, van die blink marmervloere tot die kunstige houtwerk en die indrukwekkende trofeekas wat die akademiese en atletiese prestasies van generasies leerlinge tentoongestel het. Welkom by St. Catharines, het 'n vriendelike stem gesê. Dit was me. Fourie, die skoolhoof, 'n elegante vrou met grys hare en 'n warm glimlag. Jy moet Leslie wees. Ons is so opgewonde om jou hier te hê. Leslie het skaam teruggeknik, haar keel wat skielik droog gevoel het. Sy was so gewoond daaraan om onsigbaar te wees in haar vorige skool, net nog 'n leerling in oorvol klaskamers. Hier het dit gevoel asof almal na haar gekyk het, bewus van die ongewone omstandighede van haar toelating.
Dankie vir die warm verwelkoming, het Tabo gesê, sy stem kalm en waardig. Lesedi is baie opgewonde om te begin. Meneer Venter het ons alles vertel oor Lesedi se buitengewone talente, het me Fourie gesê terwyl sy hulle na haar kantoor gelei het. Ons het 'n spesiale program vir haar saamgestel, een wat haar sterkpunte in wetenskap en ingenieurswese sal ontwikkel, terwyl dit ook haar ander vakke sal ondersteun. In die kantoor het me Fourie 'n dik leer oopgemaak. Ons verstaan dat Lesedi 2 middae per week by Arutech sal wees vir haar mentorskapprogram. Ons het haar rooster aangepas om dit te akkommodeer. Lesedi het na die netjiese rooster gekyk wat voor haar neergelê is, 'n dag gevul met vakke soos gevorderde wiskunde, fisika, ingenieurswetenskappe en selfs 'n kursus in rekenaarwetenskap. Dit was oorweldigend, maar terselfdertyd opwindend. Is jy seker sy sal kan byhou, het Tabo gevra, 'n sweempie bekommernis in sy stem. Fourie het glimlaggend geknik. Meneer Motsepe, volgens die assesseringstoetse wat Lesedi afgelê het, is sy nie net gereed vir hierdie program nie, sy is inderwaarheid ver voor haar ouderdomsgroep in verskeie areas. Ons grootste uitdaging sal wees om haar uitgedaag te hou. Die trots wat in Tabo se oë geskyn het, was so helder dat Lesedi vir 'n oomblik moes wegkyk, bang dat haar eie oë sou begin traan. Na die vergadering het me Fourie vir Lesedi na haar eerste klas geneem, gevorderde wetenskap met meneer De Wet. Die skoolhoof het liggies aan die deur geklop voor sy dit oopgestoot het. Verskoon my, meneer De Wet. Ek bring vir julle 'n nuwe klasmaat. Die klas, slegs 15 leerlinge in totaal, het almal omgedraai om na Lesedi te kyk. Sy kon voel hoe haar wange warm word onder hul kollektiewe blik. Lesedi Motsepe, het meneer De Wet gesê, man in sy vroeë 40's met 'n energieke houding. Kom binne. Ons het jou verwag. Lesedi het versigtig die klas binnestap, bewus van die nuuskierige blikke van haar nuwe klasmaats. Die kontras tussen hierdie skitterende laboratorium met sy moderne toerusting en die oorvol, verouderde klaskamers van haar vorige skool kon nie skerper gewees het nie. Klas, dit is Lesedi Motsepe, het meneer De Wet aangekondig. Sy sluit by ons aan vandag as deel van ons nuwe uitnemendheid in ingenieurswese program. Lesedi, hoekom vertel jy nie vir die klas 'n bietjie van jouself nie? Lesedi het haar keel skoongemaak, skielik verleë. My naam is Lesedi Motsepe. Ek is 12 jaar oud en ek is lief vir masjiene en hoe hulle werk. Lesedi is by ons op 'n spesiale beurs van Arutech Industries, het meneer De Wet bygevoeg, sy stem wat die belangrikheid van hierdie feit beklemtoon het. Sy het 'n buitengewone talent vir meganiese stelsels. Een van die meisies, 'n blonde kind met 'n selfversekerde houding, het haar hand opgesteek. Wat het jy gedoen om die beurs te kry? Lesedi het ongemaklik rondgeskuif. Ek het net gehelp om 'n probleem op te los. Lesedi het 'n kritieke fout in een van Arutech se belangrikste produksielyne geïdentifiseer, het meneer De Wet onderbreek, duidelik bewus van haar ongemak. Iets wat 'n hele span ingenieurs gemis het. Maar nou is nie die tyd vir daardie storie nie. Kom sit hier voor, Lesedi. Ons was juis besig om die beginsels van termodinamika te bespreek. Lesedi het dankbaar na die leë stoel gestap wat meneer De Wet aangedui het. Soos sy gaan sit het, het sy 'n meisie met donker vel en 'n vriendelike glimlag by die aangrensende tafel opgemerk. Hallo, het die meisie gefluister. Ek's Naledi. Moenie bekommerd wees oor Sophia nie, sy's nuuskierig oor almal. Lesedi het dankbaar teruggeglimlag, dankbaar vir die vriendelike gesig. Die res van die dag was 'n warrelwind van nuwe ondervindinge, klasse gevul met besprekings en vrae eerder as memorisering, onderwysers wat passievol was oor hul vakke en fasiliteite wat alles gebied het wat 'n leerling kon nodig hê. Teen die einde van die dag was Lesedi se kop vol nuwe idees, haar hart vol nuwe hoop. 2 dae later het Lesedi by die nou bekende personeeltoegang van Arutech aangekom, maar hierdie keer was sy nie die skaammeisie wat in die kafeteria gewag het nie. Nou het sy 'n spesiale identiteitsbewys gedra wat haar toegang tot sekere dele van die fabriek gegee het as deel van haar mentorskapprogram. Middag, Lesedi, het Johan, die sekuriteitsbeampte, vriendelik gegroet. Gereed vir nog 'n sessie. Lesedi het opgewonde geknik. Hierdie middag by die fabriek was vinnig haar gunsteling deel van die week geword. Binne het sy die pad na die ingenieursafdeling gevolg, waar Nomsa Kimalo, die jong ingenieur wat eens skepties oor haar was, nou haar primêre mentor geword het.
daar is jy, het Nomsa gesê toe Lesedi die kantoor binnekom. Kom kyk na hierdie simulasie wat ons voorberei het. Op 'n groot skerm was 'n verteelde model van een van die maatskappy se druksensors, met kleurkodering wat die verskillende klankfrekwensies aangedui het wat dit onder verskeie toestande sou produseer. Ons probeer jou luistervermoë vertaal na 'n rekenaarmodel, het Nomsa verduidelik. As ons kan verstaan presies watter klankpatrone jy identifiseer, kan ons dalk 'n algoritme skep wat soortgelyke abnormaliteite kan opspoor. Lesedi se oë het groot geword. Julle kan 'n rekenaar leer om te hoor soos ek. Nomsa het geglimlag. Nie presies soos jy nie, jou oor is steeds die goudstandaard. Maar ons kan dit gebruik as basis vir 'n outomatiese opsporingsstelsel. Nomsa het 'n stem by die deur gesê. Dit was Hendrik Venter, wie se besoeke aan hierdie afdeling baie meer gereeld geword het in die afgelope maande. Hoe vorder ons nuutste ingenieur? Lesedi het regop gestaan en geglimlag. In die maande sedert hul eerste ontmoeting het sy meer gemaklik geword in die teenwoordigheid van die miljoenêr, veral nadat sy besef het dat sy intimiderende houding dikwels 'n masker was vir 'n opregte nuuskierigheid en 'n diep respek vir innovasie. Sy is besig om die hele projek te revolusioneer, het Nomsa geantwoord. Haar insette oor die klankpatrone het ons toegelaat om die model met 30% te verfyn. Hendrik het tevrede geknik, sy oë wat die data op die skerm bestudeer het. En hoe gaan dit by die nuwe skool, Lesedi? Dis wonderlik, meneer Venter, het Lesedi geantwoord, haar oë wat opgehelder het. My wetenskaponderwyser, meneer De Wet, sê ek kan dalk volgende jaar aan die nasionale wetenskapkompetisie deelneem. Uitstekend, het Hendrik gesê, ware trots in sy stem. En jou pa? Hoe gaan dit met hom in sy nuwe rol? Hy doen baie goed, het Lesedi gesê. Hy het my vertel dat hy besig is om ander instandhoudingswerkers op te lei om na die klanke te luister soos hy my geleer het. Hendrik het goedkeurend geknik. Die bevordering van Thabo Motsepe was bewys as een van sy beter besluite. Die man se praktiese kennis, gekombineer met sy natuurlike leierskapsvermoëns, het reeds die doeltreffendheid van die instandhoudingsspan verbeter. Ek wil graag met beide van julle iets bespreek, het Hendrik gesê, sy gesig wat meer ernstig geword het. Soos julle weet, het ons die eerste fase van ons akoestiese monitoringssisteem voltooi. Die resultate is merkwaardig. Ons het 'n afname van 75% in onbeplande stilstandtyd op lyn aangesien. Nomsa het instemmend geknik, duidelik bewus van die statistieke. Die rede hoekom ek hier is, het Hendrik voortgegaan, is omdat ek dink dis tyd om hierdie tegnologie formeel te ontwikkel. Nie net vir interne gebruik nie, maar as 'n produk wat ons aan ander vervaardigers kan verkoop. Lesedi se oë het groot geword. Regtig? Absoluut, het Hendrik bevestig. Ons sal dit die Lesedi-protokol noem, revolusionêre nuwe benadering tot voorkomende instandhouding gebaseer op akoestiese monitering. Lesedi het haar asem ingehou, oorweldig deur die gedagte dat iets wat uit haar natuurlike talent ontstaan het, nou 'n produk sou word wat die maatskappy sou verkoop en selfs na haar vernoem word. Maar dis nie al nie, het Hendrik bygevoeg. Ek wil hê dat jy 'n formele aanbieding aan die direksie maak volgende maand. Jy sal die eerste nie-volwassene wees wat ooit voor hierdie groep gepraat het. Lesedi se hart het in haar keel gespring. Ek voor die direksie praat. Jy is die hart van hierdie projek, Lesedi, het Hendrik gesê, sy stem wat sag maar vas was. Niemand kan die konsepte beter verduidelik as jy nie. Natuurlik sal Nomsa daar wees om die tegniese besonderhede te hanteer, maar die visie, dit is joune. Lesedi het na Nomsa gekyk, wat bemoedigend gekniepoog het. Die jong ingenieur wat eens skepties teenoor haar was, het nou een van haar sterkste ondersteuners geword. Ek sal my bes probeer, meneer Venter, het Lesedi gesê, haar stem wat bewe het met 'n mengsel van vrees en opwinding. Ek weet jy sal, het Hendrik gesê. Hy het vir 'n oomblik stil gebly en toe bygevoeg. Jy weet, Lesedi, toe ek jou daardie eerste dag in my kantoor ontmoet het ek gedink ek bied jou 'n guns aan. Ek besef nou dat dit eintlik andersom was. Jy het my maatskappy 'n onskatbare geskenk gegee, nie net die oplossing vir daardie een probleem nie, maar 'n hele nuwe manier om na ons bedryf te kyk. Lesedi het skaam na haar voete gekyk, ongemaklik met die pryse, maar innerlik stralend met trots. Goed dan, het Hendrik gesê, terug na sy meer besigheidstoon. Ek sal julle twee laat aangaan. Nomsa, ek verwag 'n volledige verslag teen Vrydag. Lesedi, hou aan met die goeie werk.
Terwyl hy weggestap het, het Lesedi weer na die skerm gekyk, nou met nuwe oë. Wat begin het as 'n toevallige ontdekking het nou uitgegroei tot iets wat haar hele lewe verander het, nie net haar eie omstandighede nie, maar die hele manier waarop Arutich sake gedoen het. Later daardie aand, terwyl sy en haar pa in hul nuwe huis gesit en aandete geëet het, het Lesedi haar nuus gedeel. Die Lesedi protokol het Tabo herhaal, sy oë wat warm was met trots. Jou ma sou so trots gewees het. Dink jy ek kan dit doen, pa, het Lesedi gevra, skielik jonger en meer onseker. Voor al daardie belangrike mense praat. Tabo het oor die tafel geryk en haar hand gedruk. My kind, jy het die moed gehad om na 'n probleem te wys wat niemand anders kon sien nie. Jy het die moed gehad om 'n nuwe skool te betree waar alles en almal vreemd was. Natuurlik kan jy dit doen. Sy het dankbaar geglimlag, die vrees wat effens minder geword het met haar pa se vertroue. Weet jy, het Tabo gesê, sy stem sagter, toe jou ma nog gelewe het sy altyd gesê jy is spesiaal, nie net slim nie, maar op 'n ander manier in die wêreld. Sy het gesê jy het 'n gawe om die dinge te sien en te hoor wat ander mense mis. Lesedi het gevoel hoe trane in haar oë vorm by die seldsame melding van haar ma. Ek wens sy kon sien wat van daardie klein dogtertjie geword het Tabo gesê, sy eie oë wat blink was. Die dogtertjie wat nou 'n beurs het en 'n protokol na haar vernoem en 'n hele maatskappy wat na haar luister. Sy sou meer trots gewees het op jou pa, het Lesedi gefluister. Omdat jy my geleer het om te luister. Die vader en dogter het mekaar oor die tafel aangestaar, 'n oomblik van stil begrip wat tussen hulle gevloei het. Hul lewens het so dramaties verander in die afgelope 6 maande, maar die een ding wat konstant gebly het, was hul liefde en respek vir mekaar. Buite het die ligte van Pretoria in die aandskemer begin skyn, 'n see van glinsterende pentjies wat die stadslandskap verlig het. Iewers in daardie glinsterende stadsbeeld was die Arutich fabriek, waar Lesedi se merkwaardige reis begin het, 'n jong meisie met 'n buitengewone talent wat die verloop van 'n magtige besigheid verander het, en in die proses, haar eie lot herdefinieer het. Die raadsaal van Arutich Industries was 'n indrukwekkende vertrek, met 'n massiewe ovaalvormige tafel van donker hout, omring deur hoë leerstoele. Die mure was versier met kunswerke wat die geskiedenis van lugvaart uitbeeld, van die eerste vliegtye tot moderne supersoniese vliegtye. Deur die groot vensters kon die pragtige tuine van die korporatiewe hoofkwartier gesien word. Lesedi het voor die geslote deure gestaan, haar hart wat wild geklop het. Sy het haar netjiese notakaarte vir die 100ste keer nagegaan, terwyl sy die tegnieke herhaal het wat me Foudi en Nomsa haar geleer het om haar senuwees te kalmeer. Asem in vir 4 tellings, hou vir 7, asem uit vir 8, het sy saggies vir haarself gefluister, haar oë styf gesluit. Jy gaan fantasties wees, het Nomsa gesê waar sy langs haar gestaan het, haar stem kalm en bemoedigend. Die jong ingenieur het 'n netjiese besigheidspak gedra, haar hare in 'n elegante knoop teruggetrek. Lesedi het afwaarts gekyk na haar eie uitrusting, 'n formele skooluniform wat spesiaal vir die geleentheid aangetrek is, met die Skaterinus wapen wat trots op haar baadjie gepryk het. Sy het versigtig aan die klein metaalsplinter gevat wat om haar nek hang, nou gemonteer as 'n hangertjie, 'n geskenk van Hendrik, 'n konstante herinnering aan waar haar reis begin het. Die swaar deure het oopgeswaai en Pieter die Toit het in die deuropening verskyn. Hulle is gereed vir julle, het hy gesê, 'n bemoedigende glimlag op sy gesig. Nomsa het liggies Lesedi se skouer gedruk. Onthou, jy ken hierdie materiaal beter as enige iemand anders. Net vertel dit soos jy dit vir my verduidelik het. Met 'n diep asemteug het Lesedi die raadsaal binnestap. Rondom die tafel het 10 mense gesit, almal in formele pakke, hul gesigte ernstig en ondersoekend. Aan die kop van die tafel was Hendrik Venter, wat subtiel vir haar gekniepoog het toe sy ingekom het. Dame en here van die direksie, het Hendrik begin, sy stem formeel, maar met 'n ondertoon van trots. Ek stel aan julle voor Lesedi Motsepe en Nomsa Khumalo, die innoveerders agter wat ek glo die mees betekenisvolle deurbraak in voorkomende instandhoudingstegnologie in die afgelope dekade is. Lesedi het haar keel skoongemaak en na die skerm gekyk waar haar aanbieding gewag het om begin te word. Sy het beplan om eers Nomsa aan die woord te stel, om haar senuwees 'n kans te gee om te kalmeer, maar tot haar verbasing het die woorde natuurlik begin vloei. Goeiedag, dames en here, het sy begin, haar stem aanvanklik sag, maar wat sterker geword het met elke woord. 6 maande gelede het ek 'n vreemde geluid gehoor in lyns, 'n geluid wat niemand anders kon hoor nie. Daardie klein abnormaliteit was die sleutel tot die oplossing van 'n probleem wat die maatskappy miljoene gekos het.
Sy het 'n afstandbeheer opgetel en 'n knoppie gedruk. Op die skerm het 'n reeks golfvorms verskyn, elkeen met versigtige etikette. Wat ek vandag met julle wil deel, is nie net hoe daardie een probleem opgelos is nie, maar hoe daardie selfde beginsel, die identifisering van abnormale klanke, omskep kan word in 'n revolusionêre nuwe stelsel vir die voorkoming van fouttoestande. Vir die volgende 10 minute het Lesedi die direksie deur die basiese beginsels van die Lesedi-protokol geneem. Sy het verduidelik hoe verskillende meganiese probleme unieke klankhandtekeninge produseer, hoe hierdie handtekeninge geïdentifiseer kan word voor 'n volledige faling plaasvind, en hoe 'n kombinasie van menslike opleiding en gevorderde sensors hierdie benadering kon implementeer op industriële skaal. Dit klink indrukwekkend, het een van die direkteure, 'n ouer man met 'n skeptiese uitdrukking, tussen beide gekom. Maar hoe weet ons dat dit nie net 'n gelukkige raaiskoot was nie? Een sukses beteken nie noodwendig 'n herhaalbare stelsel nie. Nomsa het vorentoe getree, haar professionele teenwoordigheid wat die kamer gevul het. Uitstekende vraag, meneer Botha. Oor die afgelope 6 maande het ons die protokol op lyn A geïmplementeer as 'n loodsprojek. Sy het 'n nuwe stel data op die skerm gewys, grafieke en tabelle wat die resultate van die proefloopie gedemonstreer het. Soos julle kan sien, het ons 'n afname van 75% in onbeplande stilstandtyd, 'n besparing van ongeveer R9 miljoen in onderhoudskostes en 'n toename van 12% in algehele produksiedoeltreffendheid ervaar. Daar was 'n verraste gemompel rondom die tafel. Selfs die skeptiese direkteur het regop gesit, nou duidelik geïnteresseerd. Die Lesedi-protokol het Nomsa voortgegaan, kombineer tradisionele ingenieursbeginsels met 'n innoverende benadering tot klankanalise. Wat Lesedi instinktief doen, die identifisering van subtiele afwykings in klankpatrone, het ons nou 'n metode ontwikkel om aan ander te leer en te kwantifiseer. 'n Vroulike direkteur aan die einde van die tafel het haar hand opgesteek. En julle stel voor dat ons hierdie tegnologie kommersialiseer. Dit aan ander maatskappye verkoop. Hendrik het geknip en vorentoe geleun. Presies, mevrou Naidoo. Die waarde van hierdie innovasie strek veel verder as ons eie produksielyn. Ons het reeds 'n voorlopige patent geregistreer en ons regspan glo dit is hoogs verdedigbaar. Hy het na Lesedi gewys. Die kern van die patent is die spesifieke metodologie wat Lesedi ontwikkel het, die manier waarop die klanksanalise gestruktureer is. Dit is uniek en volgens ons ingenieurs revolusionêr. Lesedi het gevoel hoe haar wange warm word onder die intense aandag. Sy het haarself herinner dat sy hier was op meriete, dat haar idees waardig was om gehoor te word. Die volgende fase het sy voortgegaan, haar selfvertroue wat terugkeer, is om 'n volledige monitoringstelsel te ontwikkel wat sensors met gevorderde sagteware kombineer. Dit sal maatskappye toelaat om die protokol te implementeer sonder om afhanklik te wees van individue met wel, ore soos myne. Daar was 'n ligte gelag rondom die tafel, die spanning wat effens gebreek is. Ons projeksies het Nomsa bygevoeg, 'n nuwe stel grafieke wat op die skerm verskyn het, dui daarop dat die potensiële mark vir hierdie tegnologie bykans R2 miljard is. Met ons bestaande kliëntebasis en reputasie vir kwaliteit, glo ons dat ons binne 3 jaar 'n marktaandeel van 30% kan bereik. Die aanbieding het vir nog 20 minute voortgegaan, met Lesedi en Nomsa wat vrae beantwoord het oor die tegniese besonderhede, die opleiding wat nodig sou wees, en die verskillende implementasiescenario's. Hendrik het grootendeels stil gebly, wat die 2 vroulike aanbieders toegelaat het om te skitter. Sy oë het egter nooit Lesedi verlaat nie, sy gesig is studie in stille trots. Ek dink ek praat namens die hele direksie, het die voorsitter uiteindelik gesê, wanneer ek sê dat ons diep beïndruk is, nie net met die tegnologie nie, maar met die duidelikheid en oortuigingskrag van julle aanbieding. Hy het direk na Lesedi gekyk. Veral gegee die jeugtigheid van een van ons aanbieders. Hendrik het opgestaan, sy gesig ernstig. Dame en here, wat julle vandag gesien het, verteenwoordig die toekoms van Arotech. Ek stel voor dat ons 'n amptelike stem hou oor die toekenning van R3 miljoen vir die volledige ontwikkeling en kommersialisering van die Lesedi-protokol. Die stem was eenparig. Toe Lesedi en Nomsa uiteindelik die raadsaal verlaat het, was beide glimlaggend van oor tot oor. Jy was absoluut briljant, het Nomsa gefluister terwyl hulle die gang afgestap het. Het jy gesien hoe hulle na jou gekyk het? Nie as 'n kind nie, maar as 'n innoveerder en visionêr. Lesedi kon skaars die opwinding in haar bors bevat.
Dit was so ver verwyder van die stil meisie wat in die kafeteria gesit het 6 maande gelede, wag vir haar pa om sy skof te begin. Buite die konferensiesentrum, onder die warm middagson, het Thabo gewag. Hy het formele klere aangehad, 'n pak wat Hendrik hom help koop het vir die spesiale geleentheid. Sy gesig het opgehelder toe hy Leslie sien uitkom, haar eie gesig stralend van opwinding. Pa, het sy uitgeroep, na hom gehardloop en in sy arms gespring. Hulle het ja gesê. 3 miljoen rand. Thabo het sy dogter styf vasgehou, sy oë wat gesluit het in 'n oomblik van pure dankbaarheid. Ek is so trots op jou, my kind, het hy saggies gesê. So trots. 'n Stem agter hulle het hulle laat omdraai. Dit was Hendrik, wat uit die gebou gestap het, sy gesig ontspanne en tevrede. Meneer Motsepe, het hy gesê terwyl hy sy hand uitsteek. Die dogter het sopas geskiedenis gemaak by Arotich. Ek glo nie ons het ooit 'n meer suksesvolle aanbieding aan die direksie gehad nie. Thabo het die miljoener se hand stewig geskud, sy oë warm met dankbaarheid en trots. Dankie, meneer Venter. Nie net vir vandag nie, maar vir alles wat u vir ons gedoen het. Hendrik het sy kop liggies geskit. Moenie my bedank nie, meneer Motsepe. Dit is ek wat in julle skuld staan. Wat Leslie vir hierdie maatskappy gedoen het, dit is onskatbaar. Hy het omgedraai na waar Nomsa by hulle aangesluit het. Nomsa, ek wil hê jy moet die leiding neem met die ontwikkelingsspan. Kies wie jy wil hê, enige hulpbronne wat jy nodig het, dit is nou jou prioriteitsprojek. Nomsa het professioneel geknik, maar haar oë het geskitter van opwinding. Dankie, meneer Venter. Ek sal nie teleurstel nie. En jy, jong dame, het Hendrik gesê, sy aandag wat na Leslie teruggekeer het. Ek wil hê jy moet die konsultant vir die projek wees. 2 middae per week, soos gewoonlik, maar nou met 'n amptelike titel en. Hy het geglimlag, amptelike vergoeding. Leslie se oë het groot geword. Vergoeding. Bedoel u? Betaling? Natuurlik, het Hendrik gesê, asof dit die mees vanselfsprekende ding in die wêreld was. Jy is nou 'n sleutelkonsultant vir 'n multimiljoen-rand projek. Ons betaal ons konsultante goed by Arotich. Hy het na Thabo gekyk, wat liggies geknik het, 'n oomblik van verstandhouding wat tussen die twee mans gevloei het. Daar's nog iets, het Hendrik bygevoeg, sy stem wat 'n meer formele toon aangeneem het. Die direksie het 'n addisionele besluit geneem. Ons wil 'n beurs skep, die Leslie Motsepe beurs vir uitnemendheid in ingenieurswese. Dit sal jaarliks toegeken word aan 'n belowende jong student uit 'n benadeelde agtergrond, wat volle studie by 'n universiteit van hul keuse sal dek, plus 'n gewaarborgde internskapposisie by Arotich. Leslie het haar asem ingehou, haar hand wat na haar hangertjie gegryp het, die klein metaalsplinter wat alles begin het. Die idee, het Hendrik voortgegaan, is om te verseker dat talent soos joune nooit weer misgekyk word nie, dat kinders wat dalk nie die hulpbronne het nie, maar wat die vermoë het, 'n kans kry om te skitter. Trane het in Leslie se oë gevorm, te oorweldig om te praat. Haar pa het sy arm om haar skouers gesit, sy eie oë wat blink was met emosie. Dit is 'n wonderlike eer, meneer Venter, het Thabo gesê, sy stem ees. Hendrik het vir 'n oomblik stil gebly, sy gesig wat sag geword het met 'n seldsame kwesbaarheid. Weet jy, meneer Motsepe, toe ek jonk was daar iemand wat in my geglo het toe niemand anders het nie, 'n onderwyser wat my potensiaal gesien het, wat my eerste rekenaarstel vir my gekoop het. Sonder haar sou ek nooit die man geword het wat ek vandag is nie. Hy het reguit na Leslie gekyk. Soms is dit al wat nodig is, een persoon wat genoeg glo om 'n deur oop te maak. Die res het jy self gedoen, Leslie. 'n Komfortabele stilte het tussen hulle geval, die soort stilte wat kom wanneer lewens onherroepelik verander het, wanneer nuwe weë oopmaak wat voorheen ondenkbaar was. Kom, het Hendrik uiteindelik gesê, sy normale besigheidstoon wat terugkeer. Ek dink hierdie geleentheid regverdige viering. Ek het 'n tafel bespreek by La Vista, die beste restaurant in Pretoria. Terwyl hulle na die parkeerarea gestap het, het Leslie teruggekyk na die Arotich gebou, die son wat op die glasvensters geskyn het, en dit laat glinster het soos 'n baken. 6 maande gelede was hierdie plek net waar haar pa gewerk het, 'n plek waar sy stilletjies in die kafeteria gewag het. Nou was dit die basis van haar toekoms, 'n plek waar haar naam vir altyd deel sou wees van die maatskappy se geskiedenis. Dink jy dit was toeval, het sy saggies vir haar pa gevra terwyl hulle agter Hendrik en Nomsa aangeloop het. Dat ek daardie dag daardie geluid gehoor het. Thabo het vir 'n oomblik nagedink, sy gesig ernstig.
Ek dink nie enigiets is werklik toeval nie, my kind. Ek dink jy was veronderstel om daardie geluid te hoor, net soos jy veronderstel was om Nr. Venter te ontmoet. Sommige mense noem dit noodlot, ek verkies om te dink dit is deel van 'n groter plan. Leslie het na die hangertjie om haar nek gevat, die klein metaalsplinter wat alles begin het. In die middagson het dit geglinster, 'n konstante herinnering dat die kleinste dinge soms die grootste veranderinge kan veroorsaak. Terwyl hulle in Hendrik se luukse motor geklim het sy gedink aan al die merkwaardige wendinge wat haar lewe geneem het, van 'n meisie uit 'n nederige huis in Mamelodi tot 'n innoveerder wie se idees die toekoms van 'n groot maatskappy sou vorm. Dit was 'n reis wat begin het met iets so eenvoudig soos luister, regtig luister, na die klanke van die wêreld om haar. 6 maande later het Leslie langs Hendrik gestaan in die groot auditorium van die Arotish Innovasie Sentrum. Voor hulle was 'n gehoor van byna 300 mense, joernaliste, besigheidsleiers, verteenwoordigers van ander maatskappye en selfs 'n paar regeringsamptenare. Dit was die amptelike bekendstelling van die Lesedi-stelsel, nou 'n volskaalse kommersiële produk gereed vir die mark. Die verhoog was gedomeineer deur 'n massiewe skerm wat die Arotish logo vertoon het, met die woorde revolusionêre akoestiese monitering daaronder. Aan die kant van die verhoog het 'n reeks moniteringstoestelle gestaan, die fisiese manifestasie van die Lesedi-protokol, elk in die skerp silwer en blou kleure van Arotish. Is jy gereed, het Hendrik saggies gevra, bewus van die enorme druk op die 13-jarige meisie langs hom. Lesedi het diep asem gehaal en geknik. In die afgelope jaar het sy van 'n skaam meisie verander in 'n selfversekerde jong vrou. Haar Katarina's uniform was vervang met 'n professionele uitrusting, 'n netjiese blou baadjie en romp wat deur die Arotish bemarkingspan spesiaal vir haar gekies is. Om haar nek was steeds die hangertjie, die metaalsplinter wat alles begin het, nou gemonteer in silwer. Dames en here, het die seremoniemeester aangekondig. Dit is my voorreg om die uitvoerende hoof van Arotish Industries, Mr. Hendrik Venter, bekend te stel. Hendrik het vorentoe gestap tot by die podium, sy gesig ernstig, maar met 'n ondertoon van trots. Vir 'n oomblik het hy die papiere voor hom gerangskik, sy oë wat oor die groot gehoor beweeg het. Dankie dat julle hier is op hierdie belangrike dag vir Arotish Industries, het hy begin, sy stem wat deur die saal gedra is. Vandag stel ons nie net 'n nuwe produk bekend nie. Ons stel 'n heel nuwe benadering tot voorkomende instandhouding voor, een wat die industriële landskap sal verander. Hy het na die moniteringstoestelle aan die kant van die verhoog gewys. Die Lesedi-stelsel verteenwoordig 'n revolusionêre benadering tot masjienmoniteringstegnologie. Deur gevorderde akoestiese analise kan hierdie stelsel probleme identifiseer lank voordat hulle kritiek word, wat biljoene kan spaar in verlore produksietyd en herstelkostes. Die skerm agter hom het verander om 'n indrukwekkende grafiese voorstelling van die stelsel in aksie te wys, klankgolwe wat in reële tyd geanaliseer word, met kleurkodes wat potensiële probleemareas uitgelig het. Maar hierdie verhaal gaan oor veel meer as net tegnologie, het Hendrik voortgegaan, sy stem wat sagter geword het. Dit gaan oor die merkwaardige jong vrou wat dit alles moontlik gemaak het. Hy het na Lesedi beduie om by hom aan te sluit. Met 'n diep asemteug het sy vorentoe gestap, bewus van die honderde oë wat op haar gerig was. Hierdie is Lesedi Motsepe, het Hendrik gesê, trots wat duidelik in sy stem was. 1 jaar gelede was sy 'n 12-jarige dogter wat na skool in ons fabriekskafeteria gesit het, wat gewag het vir haar pa om sy skof te begin. Vandag staan sy hier as die mede-uitvinder van tegnologie wat die toekoms van industriële instandhouding sal verander. 'n Rimpeling van verbaasde applous het deur die gehoor beweeg. Die Lesedi-stelsel is vernoem na haar, nie as 'n hoflikheidsgebaar nie, maar omdat die kern van hierdie tegnologie direk uit haar merkwaardige talent ontstaan het. Haar vermoë om subtiele veranderinge in masjiengeluide op te tel wat selfs die mees gesofistikeerde rekenaars aanvanklik gemis het. Lesedi het na die mikrofoon gestap, haar hart wat vinnig klop, maar haar stem was standvastig toe sy begin praat. Goeiedag almal. My naam is Lesedi Motsepe en ek is 13 jaar oud. 'n Jaar gelede het ek 'n vreemde geluid gehoor in 'n masjien. Vandag staan ek hier om met julle te deel hoe daardie een oomblik gelei het tot die stelsel wat julle vandag sien. Terwyl sy die gehoor deur die basiese beginsels van die Lesedi-protokol geneem het Lesedi bewus geword van 'n gesig in die gehoor, haar pa, Tabo, wat in die voorste ry gesit het. Sy het amper nie haar pa herken nie in sy nuwe rol as hoof van voorkomende instandhouding by Arotish, 'n posisie wat Hendrik spesiaal vir hom geskep het om sy jarelange praktiese ervaring te benut.
Langs Tabo het die hele span van die Lesedi projek gesit, Nomsa, wat nou die jongste senior ingenieur in die maatskappy se geskiedenis was, Pieter, wie se oë met trots geskitter het, en selfs Marais, die konsultant wat aanvanklik skepties was, maar nou 'n sterk voorstander van die tegnologie was. Die hartklop van hierdie stelsel het Lesedi voortgegaan, haar selfvertroue wat met elke woord gegroei het, is die idee dat masjiene met ons praat as ons net weet hoe om te luister. Elke abnormale geluid is 'n storie wat vertel moet word, 'n waarskuwing wat gegee moet word. Na haar aanbieding het sy teruggekeer na haar sitplek, warm applous wat deur die saal weergalm het. Hendrik het weer die mikrofoon geneem. Dames en here, die Lesedi-stelsel is meer as net 'n produk vir AROTIC. Dit verteenwoordig 'n filosofie, die idee dat ware innovasie van enige plek kan kom, van enige persoon, ongeag hul ouderdom of agtergrond. Dit verteenwoordig ons verbintenis om na al die stemme te luister, nie net die luidstes of die mees opvallende nie. Hy het voortgegaan om die tegniese spesifikasies van die stelsel te bespreek, die kommersiële vrystelling en die verskillende maniere waarop dit geïmplementeer kon word. Maar Lesedi het skaars geluister, haar gedagtes wat teruggegaan het na daardie deurslaggewende dag toe sy die vreemde geluid in lyns gehoor het. Na die bekendstelling was daar 'n formele onthaal in die groot foyer van die innovasiesentrum. Lesedi het haarself by 'n vreemde nuwe wêreld bevind, een van besigheidsgesprekke, handdrukke met belangrike mense en joernaliste wat haar vrae gevra het asof haar mening saak gemaak het. Lesedi het 'n vrolike stem geroep. Sy het omgedraai en haar nuwe vriendin Naledi sien naderkom, vergesel deur 'n groep klasmaats van Staterinus en hul wetenskaponderwysers, Mn. De Wet. Jy was ongelooflik, het Naledi gesê, haar oë wat gestraal het van opwinding. Almal by die skool gaan uitvind van hierdie. Mn. De Wet het geglimlag en liggies op Lesedi se skouer getik. Ek het altyd geweet jy was spesiaal, Lesedi, maar hierdie is merkwaardig. Jy het die skool trots gemaak. Lesedi het dankbaar geglimlag, steeds oorweldig deur die geleentheid. Toe sy oor die kamer gekyk het, het sy haar pa gesien wat in diep gesprek was met Hendrik. Die twee mans wat so verskillend was in agtergrond en ervaring, het nou gestaan en gesels soos ou vriende, en wederwysige respek wat tussen hulle ontwikkel het. Naby hulle het 'n groep amptenare van die departement van handel en nywerheid gestaan, duidelik beïndruk deur wat hulle gesien het. Lesedi het later uitgevind dat die regering belang gestel het om die Lesedi-stelsel te ondersteun as deel van 'n inisiatief om plaaslike innovasie te bevorder. Terwyl die onthaal voortgegaan het, het Lesedi 'n oomblik gevind om na buite te glip, na die klein balkon wat uitkyk oor die AROTIC kampus. Die son was besig om te sak, die lig 'n pragtige skakering van goud en persrooi. In die verte kon sy die fabriek sien, die plek waar alles begin het. Daar is jy, het 'n stem agter haar gesê. Sy het omgedraai om Hendrik te sien wat by die deur gestaan het. Is dit nie alles 'n bietjie oorweldigend nie, het hy gevra terwyl hy langs haar kom staan het, sy oë wat ook na die fabriek in die verte gekyk het. Lesedi het stadig geknik. Soms voel dit onwerklik, asof dit iemand anders se lewe is. Hendrik het vir 'n oomblik stil gebly, sy gesig wat sag was in die skemer. Weet jy, toe ek jonk was, het my onderwysers my gesê ek sou nêrens kom nie. Ek was te rusteloos, te nuuskierig, altyd besig om dinge uitmekaar te haal om te sien hoe hulle werk. Lesedi het na hom opgekyk, verbaas deur hierdie seldsame persoonlike onthulling. Wat het verander, het sy gevra? Een persoon het in my geglo, het hy eenvoudig gesê. Een persoon het gesien wat ander gemis het. Partykeer is dit al wat nodig is. Hy het na haar gekyk. Soos jy met jou besonderse ore wat hoor wat ander mis. Hy het sy hand in sy sak gesteek en 'n klein doosie uitgehaal. Ek het iets vir jou. Lesedi het die doosie versigtig oopgemaak. Binne was 'n elegante silwerpen met haar naam gegraveer aan die kant en daaronder die woorde: luister. Hoor. Verander. Dankie, het sy gefluister, diep geraak deur die geskenk. Lesedi, het Hendrik gesê, sy stem ernstig, wat jy bereik het op 13 is meer as wat die meeste mense in 'n leeftyd bereik. Maar dis net die begin. Die Lesedi-stelsel is die eerste stap. Ek wil sien wat jy volgende gaan doen, watter nuwe maniere jy gaan vind om na die wêreld te luister. Sy woorde het diep in haar gesink, die gedagte dat dit net die begin was, dat haar toekoms vol moontlikhede was wat sy skaars kon begin om te verstaan. Daar julle is, het Tabo gesê, wat by die deur verskyn het. Almal soek julle twee. Hendrik het geglimlag en liggies gebuig.
Ons sal net 'n oomblik wees, meneer Motsepe. Of moet ek eerder sê, meneer hoof van voorkomende instandhouding. Tabo het geglimlag, steeds effens ongemaklik met sy nuwe titel, maar sy oë het gestraal met 'n nuwe selfvertroue. Hy het na sy dogter gekyk met 'n uitdrukking van absolute trots. Het jy ooit gedink, pa, het Lesire gevra, haar stem sag. Daardie dag toe jy my vir die eerste keer fabriek toegeneem het. Tabo het sy kop geskud, sy oë wat blink was met emosie. Nooit in my wildste drome nie, my kind. Maar ek het altyd geweet jy was spesiaal. Jou ma het dit ook geweet. Hy het na Hendrik gekyk, die man wat 'n lewe so dramaties verander het. Dankie, het hy eenvoudig gesê. Hendrik het liggies sy kop geskud. Soos ek voorheen gesê het, meneer Motsepe, dit is ek wat julle moet bedank. Julle het Arutich 'n geskenk gegee wat geld nie kan koop nie. Die drie het vir 'n oomblik stilgestaan, verenig deur die ongelooflike reis wat hulle saamgeneem het, van 'n krisissituasie in 'n fabriek tot 'n revolusionêre nuwe tegnologie wat die bedryf sou verander. Toe hulle teruggekeer het na die onthaal, het Lesire gevind dat sy omring was deur mense wat met haar wou praat, entrepreneurs wat haar advies wou hê, jong meisies wat geïnspireer was deur haar storie, ingenieurs wat wou weet hoe presies sy daardie subtiele geluid geïdentifiseer het. Daar was reeds sprake van 'n dokumentêr oor haar storie en Hendrik het genoem dat verskeie universiteite navraag gedoen het oor die moontlikheid om haar as 'n spesiale student te aanvaar wanneer sy gereed was. 'n Ongehoorde geleentheid vir iemand so jonk. Die Lesedi Motsepe beurs vir uitnemendheid in ingenieurswese was reeds toegeken aan sy eerste ontvanger, 'n 16-jarige meisie uit 'n landelike gebied wat 'n innoverende waterfilteringsstelsel ontwikkel het. Sy sou die volgende jaar universiteit toe gaan, haar pad nou moontlik gemaak deur Lesedi se nalatenskap. Later daardie aand, terwyl Lesedi en haar pa huis toe gery het in hul nuwe motor, 'n praktiese maar luukse sedan wat Tabo gekoop het met sy eerste bonus, het hulle verby Mamelode gery, die township waar hulle eens gewoon het. Mis jy dit ooit, pa, het Lesedi gevra, haar oë wat na die bekende landskappe gekyk het, wat nou so ver verwyder gevoel het van haar nuwe werklikheid. Tabo het vir 'n oomblik stil gebly, sy hande stewig op die stuurwiel. Ek mis die gemeenskap, die bure, het hy eerlik gesê. Maar ek mis nie die stryd nie, die konstante bekommernis oor geld, die vrees dat ek jou nie die lewe kon gee wat jy verdien nie. Hy het na sy dogter gekyk, haar gesig wat verlig is deur die straatligte wat verbygegaan het. Wat van jou? Mis jy jou ou skool? Jou ou vriende? Lesedi het haar kop stadig geskud. Nie regtig nie. Ek het nooit regtig ingepas nie, pa. By Straterines by Arutich vir die eerste keer voel ek asof ek hoort, asof my manier om die wêreld te sien sin maak. Tabo het instemmend geglimlag, verstaan in sy oë. Jou ma het altyd gesê jy sou jou eie pad vind, dat jy anders was op die beste manier moontlik. Sy sou so trots gewees het om te sien wie jy geword het. Terwyl hulle by hul netjie se huis in die veilige buurt opgetrek het, het Lesedi gedink aan hoe ver hulle gekom het in so 'n kort tyd. Van 'n klein meisie wat in 'n fabriekskafeteria gewag het tot 'n uitvinder en innoveerder wie se naam nou deel was van 'n revolusionêre tegnologie. Van 'n familie wat gesukkel het om uit te kom tot een met sekuriteit en geleenthede wat hulle nooit kon droom nie. Dit het alles begin met 'n geluid, 'n subtiele afwyking, 'n fluistering wat niemand anders kon hoor nie. 'n Herinnering dat soms die belangrikste boodskappe die sagste gespreek word, en dat diegene wat die kuns van luister bemeester, die mag het om wêrelde te verander. Terwyl sy en haar pa die huis binnestap, het Lesedi gevoel hoe die silwerpen in haar sak druk, die woorde wat daarop gegraveer was 'n belofte en 'n uitdaging, luister. Hoor. Verander. Dit was nie net 'n mantra vir 'n tegnologiese deurbraak nie, dit was 'n lewensfilosofie, een wat haar van 'n arm township na die voorpunt van innovasie gebring het, en een wat haar sou lei op watter wonderlike avonture ook al voor haar lê. En terwyl die nag om hulle toegevou het, het Lesedi geweet dat haar reis net begin het, dat daar nog soveel geluide was om te hoor, soveel probleme om op te los, soveel lewens om te verander. Met haar besondere gawe en die ongelooflike geleenthede wat nou voor haar oop was, was die moontlikhede so eindeloos soos die sterrehemel self. Vimda Hysteria. Geagte luisteraars, ons hoop dat Lesedi se inspirerende verhaal julle diep geraak het. Hoe 'n jong meisie met 'n besondere talent 'n hele maatskappy verander het, en in die proses haar eie lewe getransformeer het. Vir meer sulke hartroerende stories, maak seker om ons kanaal te volg en in te teken vir weeklikse opdaterings.
Klik asseblief op die hou van 'n knoppie as hierdie verhaal jou geïnspireer het en deel jou gedagtes in die kommentaarseksie hieronder. Bly ingeskakel vir ons volgende verhaal volgende week, waar ons nog 'n buitengewone reis van transformasie en hoop sal verken. Ons sien uit daarna om julle kommentaar te lees.